Frik, Johan en julle geliefdes, ouma Sophie se 2 sissies, tannie Bertha en tannie Henna, kleinkinders en agterkleinkinders. Vergun my voordat ons hierdie dankdiens ter ere van ouma Sophie se lewe begin, om my en Sonnie en Dominee Lillian se meegevoel met julle te betoon. Ons wil vir julle toebid, die liefde van die Here in hierdie seertyd, mag hy julle vasdruk en koester, en mag julle krag vind om haar afsterwe te verwerk met die woorde wat Job uitgespreek het. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Seën en sterkte vir elkeen van julle. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here vertroos en bemoedig ons vanoggend met die woorde van Psalm 46, waar hy vir ons die volgende sê: Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. God is altyd daar. Geliefdes, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 23. Geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf vertroos my. U stok en U staf vertroos my. Is my harte, mens sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my hier, na waters waar rus is, lei hy my na waters waar rus is, lei hy my. Geliefdes, as 'n mens nadink oor ouma Sophie se lewe,
dan is daar een besondere teks wat my in die gedagtes inkom, wat ek graag vanoggend met julle deel. En dit is die tekswoorde van 2 Timoteus 4, vers 6 tot 8. Kom ons lees dit saam. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Amen. Geliefdes, mag hierdie woorde troos en krag in hierdie seertyd vir u bring. Geliefdes, kom ons verenig in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Alomteenwoordige en altyd teenwoordige Vader, dankie dat u vandag die binnemuur is teen wie ons kan kom leun. Die een op wie ons vanoggend kan kom opsteun. Vader, ons kom om dankie te sê vir ouma Sophie se lewe aan ons geleen. Ons het nie die reg op haar lewe gehad nie, maar die voorreg van haar lewe. Dankie Here dat sy elkeen van ons wat hier is, se lewe omvorm het, beïnvloed het, verander het. Dankie vir haar geloof. Dankie vir die manier wat sy haar menswees bestuur het. Dankie dat sy vir ons 'n voorbeeld was van hoe om lewensprobleme en trauma van die wêreld te kan hanteer. Maar die grootste dankie Here, dankie dat sy kind van u was. Dat haar lewe deur u woord gevorm is. En dat u vir haar in alle omstandighede elke dag die krag gegee het. En dat sy haar oë opgeslaan het net na die hemel en geweet het. My krag en my sterkte kom van die God wat hemel en aarde gemaak het. Here, ons dink vanoggend aan haar geliefdes, haar kinders en hulle geliefdes, kleinkinders, agterkleinkinders vir wie sy so lief is. Haar 2 geliefde susters, familie en vriende, kennisse, wat haar dood, Here, as seertyd ervaar. Mag u wonderlike woord, wat ons so pas saam gelees het, diep in ons hart die anker wees en bly. Mag daardie woord net nou as ons dit verkondig, troos bring, sekerheid, vir ons wat agterbly, die pad en die koers aandui, om ook so te lewe en so ons wedloop te loop, dat wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, ons ook soos ouma Sophie, die oorwinnaarskroon, die lewe by God sal beerwe. Staan ons by, Here, en dankie vir hierdie wonderlike lewe, wat u vir ons gegee het. Sny nou u woord oop, Here, dat ons daardie woord sal hoor, en troos daaruit sal kry, nie net vir hierdie uur nie, maar vir die res van ons lewe. Dit vra ons biddende en smekende, Here, in Jesus se naam. Amen. Kinders van ouma Sophie, Henna, Frik, Johan, julle geliefdes, kleinkinders en agterkleinkinders, en ouma Sophie se 2 sissies, Tannie Bertha en Tannie Henna. Ek wil vanoggend met julle die volgende troostboodskap deel. Ons onthou altyd mense se woorde. As iemand te sterwe kom, probeer ons altyd onthou wat was sy of haar laaste woorde aan ons. Want woorde is kragtig. Woorde bemoedig. Woorde troos. Woorde maak heel wat stikkend is. Paulus wil met ons tekswoorde wat ons saam gelees het, vir ons kom sê, wat maak saak in hierdie aardse lewe? Hy vra dus die vraag, waarom draai ons lewe van elke dag?
'n vraag wat egter ontstaan is, wanneer kan 'n mens seker wees van die lewe by God? Wat behoort die belangrikste van alles in my lewe te wees? Geliefde familie, daar was 'n tyd in Paulus se lewe dat hy met hierdie vraag geworstel het. En God het hom geantwoord op die pad na Damaskus, toe die Here hom met tydelike blindheid geslaan het en sy lewe omgekeer het. Op die pad na Damaskus, daar het God hom laat besef wat die belangrikste saak in sy lewe behoort te wees, naamlik sy verhouding met God. Daarom spreek sy lewe van oortuiging na daardie gebeure. En ons weet hoe Paulus se lewe verander het en hy in diens van die Here gestaan het. En dit word baie duidelik uit die gesprek met die jong man Timoteus. Hierdie was Paulus se laaste brief voor sy afsterwe. Hy voer 'n gesprek met Timoteus oor hoe hy sy werk in die gemeente en in die wêreld daar buite moet doen. In ons geleesde gedeelte is Paulus besig in die besonder om die jong Timoteus te onderrig oor die lewe en die dood. Voor Timoteus lê sy lewe. Daarteenoor staan Paulus se lewe aan die einde. En hy beskryf hierdie naderende dood vir hom met twee besondere beelde. Hierdie beelde beskryf Paulus die omstandighede waarin hy tans verkeer. Die eerste beeld wat hy gebruik, hy sê, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Dit beteken dat daar reeds voorbereidings getref word om hom tereg te stel. Die proses van sy dood is dus aan die gang. En daarom deel hy dit met die jong man Timoteus. Die tweede beeld wat in hierdie teksgedeelte gebruik word, sê hy, die tyd van my heengaan is voor die deur. Dit is 'n term uit die seevaartkunde. En dit beteken dat die anker van 'n skip gelig sal word, sodat die skip uit die hawe kan uitvaar. In ons lewe beteken dit dat ons aan die einde van ons lewe gekom het. Dit dui op die sterwe en die terugkeer na ons geestelike vaderhuis. Dus vir Paulus beteken dit sy vertrek na die huis van sy Vader in die hemel is op hande. Paulus praat met Timoteus oor wesenlike sake. Oor sake wat saak maak oor waar jou lewe gaan eindig. Hoe lyk jou lewe van elke dag? Voor sy vertrek na sy Vader se huis, kyk Paulus terug oor sy lewe. En hy vergelyk sy lewe met die van 'n wedloop. En ons mag dink dat Paulus baie voorbarig is as hy hierdie mooi dinge oor sy lewe sê. En hy sê in die besonder 3 dinge oor sy lewe. Die eerste saak waaroor hy praat, hy sê, hy het 'n goeie wedloop gestry. Hy het die wedloop voltooi. Ons weet, geliefdes, die lewe is in baie opsigte 'n stryd, 'n wedloop. Dis 'n stryd om kos en klere, geld en oorlewing. Dis 'n stryd om gesond te wees en gesond te bly. Dis 'n stryd om goeie verhoudinge te laat werk. Dis 'n stryd om jou familie veilig te hou. Maar die belangrike is ook 'n stryd om in 'n goeie verhouding met die Here te bly elke dag in die aangesig van die aanvegtinge van hierdie wêreld. Om Jesus se waarheid tussen alle valshede uit te ken, is 'n stryd. Om die stryd vir Jesus te stry tydens jou aardse lewe, ver geloof, uithou vermoë en visie. Sy stryd, sê hy, was goed. Daarmee prys hy homself nie, want hierdie wedloop wat hy geleef het, was vir hom goed, omdat hy dit in diens van ons Here Jesus Christus gedoen het. En daarvoor het hy al sy kragte
ingespan. Die tweede plek sê hy in vers 7, ek het die wedloop voltooi. Geliefdes, God het vir ons elkeen 'n wedloop gekies die dag toe jy gebore is. Waar die Here my stuur, moet ek my beste gaan lewer. Hierdie wedloop, hierdie lewe is die geleentheid om vir God en van God te getuig. Paulus het al die rondes van sy wedloop voltooi. Dit beteken nie net dat hy aan die einde van sy lewe gekom het nie, maar die klem val op die volgehoue inspanning. Die klem lê op die volharding waarmee hy sy wedloop gehardloop het, tot aan die einde toe. Nêrens langs die pad het hy gefaal of hoef hy om te geskaam het vir die tipe lewe wat hy geleef het na sy bekering in God nie. En dan kom ons by die derde, seker die belangrikste kenmerk van sy lewe waaroor hy terugkyk. Hy sê, ek het die geloof behou. Kyk mooi, daar staan nie hy die geloof verkry nie, daar staan hy die geloof behou. Dit was 'n gebruikelike term om te sê dat hy nie uitgesak of die stryd gewonne gegee het nie. Maar Paulus het volgens die reëls gewedywer. Hy het ondanks allerlei aanvegtinge nie die geloof en sy verhouding met God versaak nie. Hy het aan Christus vasgeklem gebly en geweet dat hy elke dag aan God behoort. Wie glo, sien die ewige lewe wat wag. Hy kan dit net met die krag van die Here doen, al sit hy in hierdie stadium van sy lewe in die dodesel, wagtende om aan die einde van sy aardse lewe te kom. En dan gaan Paulus voort en hy sê, die atleet wat alles inspan ontvang ook 'n prys. En hy noem dit in hierdie teksgedeelte die oorwinnaarskroon. Maar geliefdes, kom ons hoor mooi wat staan in vers 8. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, dubbelpunt, die lewe by God. Die volkome geregtigheid voor God. God is die regter wat elkeen regverdig sal oordeel aan die einde van jou lewe. God is die een wat genade skenk. Verder sê Paulus, dit is nie net vir my wat dit sal ontvang nie, maar vir elkeen wat met verlange uitsien na sy koms. Die kern van hierdie belydenis oor Paulus se lewe is die volgende, wat Paulus se lewe so mooi saamvat, waar hy sê, ek het die geloof behou. Dis wat eintlik saak gemaak het tydens ons aardse lewe, om die geloof te behou. Dis wat vir ewig in ons lewe saak maak. Geliefde kinders van ouma Sophie, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende, ouma Sophie se lewe is 'n geskenk van God. Ons het nie die reg op haar lewe gehad nie, maar die voorreg van haar lewe. Die meetsnoere het, soos die psalmdigter sê, vir haar op lieflike plekke geval. Sy het haar lewe voluit gelewe. Sy was 'n inspirasie vir elke mens wat haar lewenspad gekruis het. 'n Hardwerkende vrou vir almal wat haar pad gekruis het. 'n Baie spesiale moeder vir haar kinders. 'n Groot spesiale ouma vir elke kleinkind en agterkleinkind. Vriendin 1000 in die goeie en in die slegte tye. Met gulhartigheid is jy by haar aan huis ontvang. Sy was iemand wat diensbaar en loyaal was, wat liefde uitgestraal het. Ouma Sophie se lewe is deur elke ontmoeting met God versterk. En in haar verhouding met God het sy geleer hoe om die lewe en sy aanslae te bestuur. Daarom laat sy vir ons 'n groot erfenis na. Haar lewe in God. Haar lewe se waarde lê in die woorde
van ons teks saamgevat, dat sy die geloof behou het tot aan die einde van haar aardse lewe. Dis wat eintlik saak gemaak het op die ou einde in haar lewe, haar verhouding, haar geloofsgehoorsaamheid, haar manier van lewe voor die Here. Dis wat vir ewig saak maak. Geliefde familie, mag hierdie paar woorde in hierdie seertyd vir julle troos bring. Ons eer ouma Sophie. Ons salieer haar vir die invloed wat sy in ons lewe gehad het. Tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daar dit 'n verrassingsdiens is, wil ek vir u vra, kom ons bely nou saam ons geloof in die Here. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ons glo 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ek wil graag hê dat ons in ons slotgebed die woorde van Gesang 519 saam in ons harte sal bid. Kom ons verenig voor die Here nou. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Vader, dankie, dat ons met hierdie woorde kan stil word en afskeid neem van ons geliefde in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, elkeen wat in Jesus Christus glo, leef vir altyd in God se teenwoordigheid. Met die sterwe van ouma Sophie, vir wie ons lief is, bely ons saam met Paulus dat ons nie onkundig hoef te wees nie, omdat God die wat in hom glo, na hom toe neem. In hierdie geloof neem ons vandag afskeid van ouma Sophie. Ons lewe nou reeds in die vaste en die sekere hoop van die opstanding tot die ewige lewe, deur ons Here Jesus Christus. Hy maak ons vernederde liggame aan sy verheerlike liggaam gelyk. So bly ons tot in ewigheid by God ons Vader. Amen.
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. God wat vrede gee, sal met julle wees en bly van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons dank aan ons hemelse Vader vir die tyd wat hy bepaal het dat ons 'n ma soos ma kon hê. Vir my was ma vir 71 jaar 'n Spreuke 31 vrou. 'n Knap vrou wat baie meer werd was as edelstene. Alles aan haar het gespreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Daarom het sy geen kommer oor haar toekoms gehad nie. Sy was 'n vrou wat voordeel bring in haar gesin en in ander se lewens. Soveel geduld, liefde, met hande wat altyd besig was met heelmaak, brei, hekel, gebak. Met 'n oop hand en hart vir armes. Haar gasvryheid, netheid, waardigheid het sy behou tot op haar laaste dag. Daarom kan ons as kinders haar prys. Sy het die kontak behou met al haar geliefde familie en vriende. Haar hartsbegeerte was vervul toe sy na haar hemelse Vader kon gaan na 'n vrugbare lewe. Want 'n vrou wat die Here dien, verdien dit om in ons harte en lewens geprys te word. Namens Frik en Antoinette.
Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Ouma was 'n sprekende voorbeeld hiervan en ons was so geseënd om haar so lank in ons lewens te kon hê. Alhoewel ons almal hartseer is oor haar dood, kan ek nie anders as om te glimlag oor haar lewe nie. Ek glo sy sou verkies as ons haar lewe selebreer en vier en nie treur nie. Sy het 'n vol lewe gehad en baie titels gehad: vrou, ma, ouma, suster, vriendin. Maar die heel belangrikste was kind van die Here. Ek onthou haar lag met die hand voor die mond, haar hekel en breiwerk, haar koekies en teeringe, haar netjiese huisie en netheid op haarself, haar so as mens kos inskep, haar klein voetjies, haar liefde vir haar mense. Sy was 'n groot en sterk vrou in 'n klein lyfie, met 'n hart soos 'n leeu as dit by haar mense kom. Haar gebede vir ons almal en haar stil diep geloof, haar sagte heun gaan herbevestig die Here se liefde vir haar en ons dank hom daarvoor. Ek groet nie, ek sê tot weersiens ouma en dankie vir alles wat jy vir my beteken het. Lekker kuier daarbo, Annemarie en Adrian. Dear Ouma Sophie, when we think of you, the word diligence comes to mind. Your home was always neat, spotless, and smelled of the sweetness of a loved home, and the meal ready, regardless of the time of the day we arrived for a visit. Another word is thoughtful. We will miss that first call on your birthday mornings and your endearing voice, which always awakened a sense of stability, sweetness, and peace. You always acknowledged the Lord in all your ways, and we always had the precious assurance that you were praying for us every single day. What a precious legacy. What a precious Ouma. We will always carry your memory dear in our hearts, and we trust you are now safe in our Lord's care for all eternity. Much love, Alicia, Jonathan, Jordan, en Lucia. Aan ons moeder en ouma Sophie, ons is so dankbaar dat ma vir ons geleen was vir 95 jaar, voorwaar 'n mylpaal. Dankie dat ma altyd daar was vir ons in goeie en slegte tye, altyd met liefde en 'n besorgde hart. Dit voel nog onwerklik, omdat ons binne 'n dag en 'n half moes groet, maar ek troos my dat ma nou op 'n beter plek is as ons. Daar was maar die bekommernis waarheen, as ma nie meer in Jasmyn kan bly nie. Min het ons geweet, dat daar klaar 'n ereplek in die hemel op ma wag. Dankie vir die voorbeeld wat ma vir ons was, en vir al die liefde deur die jare. Ons is so dankbaar dat ma vir 'n paar weke hier was, sal altyd ons saam doen dinge onthou. Ek glo in Psalm 23, daarom dra ons die pragtige lied aan ma op. Ons Here dra ons en maak ons sterk deur sy gees in ons. Rus in vrede, liefde, Henna, Willie, Mike, Alte, Heinrich, Megan, Kobus en Anneliese. Môre ouma, ek wens ons kon ouma net nog een keer sien en na ouma se stories kon sit en luister.
Maar ons weet, ouma is nou op 'n veilige plek. Ouma, dankie vir al die liefde. Ons gaan ouma mis en weet dat ons ouma ook baie lief gehad het. Liefde en groete, Roan, Nikki en Carter. Liewe ouma Sophie, ouma sal altyd in ons harte en gedagtes bly. Ons gaan die verhaaltjies mis. Die gunsteling een was blaas die kersse uit. Hulle is agter die lig aan. Ons weet ouma het nou 'n wonderlike tyd by ouma se geliefdes daarbo en dat ouma in vrede nou rus. Tot ons mekaar eendag weer sien. Baie lief vir ouma, Ivan, Landi en Baba Sion. Ma, 1000 woorde kan jou nie terugbring nie. So ook nie 1 miljoen trane nie. Maar die krag van jou liefde, die sagte kyk en die stille woord, dit het die lewe sin gegee. Dit het my gedra deur lang nagte se skofwerk, nagte se swattings en elke eksamen. Ons sal die oor wat altyd geluister het, die geselsies, die SMS'e, die lag en jou en die seun se lawwigheid mis. Dis die samesyn en spesiale oomblikke wat nooit uit ons geheue sal verdwyn nie. Ons hemelse Vader het 'n roos vir sy tuin kom haal. Hierin lê vertroosting. Ons berus in die wete dat ma nou rus in ons hemelse Vader se arms. Rus in vrede tot ons mekaar weer sien. Johan en Anna Marie.